Luister net wat sê die farao van Egipte aangaande die volk van die Here. Eksodus 1 vanaf vers 10 tot 11. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel om hulle met harde arbeid te verdruk. Maar ons het ook gesien dat die Here ons nooit alleen laat nie. Maak nie saak hoe fel die teenkanting ook al mag wees nie, die Here verklaar homself as Jahweh Shammah. Die Here is daar vir jou. En hierdie Shammah, teenwoordigheid van die Here, word vir ons beklemtoon in Eksodus 3 vers 7 en 8. En die Here sê, ek het duidelik gesien, Jahweh Rohi, ek het gesien die ellende van my volk wat in Egipte is, en ek het hulle jammerklagte oor hulle drywers gehoor, Jahweh Shammah, ja, ek ken hulle smarte, daarom het ek neergedaal om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, en hulle te laat optrek uit daardie land na 'n goeie en 'n wye land, na 'n land wat oorloop van melk en honing. En vanuit hierdie gesprek wat die Here met Moses gehad het, sien ons duidelik, een van die 4 begeertes van die Here in hierdie gedeelte is, eerstens, hy wil by jou wees, Jahweh Shammah, en dan vandag, hy wil jou verlos, hy wil jou red, Jahweh Yasha. Net in die boek Psalms kom die woordjie verlos voor in 63 verse. Die eerste maal in Psalm 3 vers 8 wat lees, staan op Here, verlos my, my God, want U het al my vyande op die kakebeen geslaan, en die tande van die goddelose stikkend gebreek. En dan die laaste keer in Psalm 145 vers 19, hy die Here vervul die wens van die wat hom vrees, wat diep en opregte respek vir hom het, en hy hoor hulle hulpgeroep, en hy verlos hulle. In die Nuwe Testament kom die woord verlos onder andere in die volgende verse voor. Lukas 13 vers 11, en daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lank gehad het, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, vrou, jy is van jou krankheid verlos. En dan Kolossense 1 vers 13, hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Die woorde gebruik in Hebreëus en in Grieks wat dui op verlos, kom almal neer op die volgende: om jou te red, te verlos, te genees, om jou te red uit gevaar en jou te beskerm teen gevaar, om jou te bevry van iets deur jou te hulp te snel, om jou te bewaar van iets, om iets van jou af weg te trek en ook om jou van iets af weg te hou, om jou veilig te hou wanneer gevaar dreig. Die Here wil jou verlos, en in 'n neutedop word hierdie begeerte van die Here pragtig saamgevat in Jesaja 49 vers 26. Luister na die Engelse vertaling. And I will make those who oppress you consume themselves, thus eating their own flesh, and they will be drunk with their own blood as with sweet wine, and all flesh will know that I, the Lord, Jahweh, am your Savior, Yasha, and your Redeemer, Ha'al, the Mighty One, Abyer. Ag, die Here verklaar homself vir jou en hy sê, my kind, ek is jou verlosser. Jahweh, Yasha. Dankie daarvoor, Here. Amen.